Goeiedag en baie welkom by sessie 10 van module 4, waar ons praat oor die gebed van 'n disipel. Nou, in hierdie sessie wil ons uitkom by wat ek beskou as eintlik 'n verskriklik belangrike deel van 'n gebedslewe, wat ek dink nie baie mense mee bekend is nie. Nou, reg van die begin af in ons disipelskap modules, in module 1 hier by sessie 3-4 rond, het ons gesê dat Jesus se lewe vir ons eintlik die model is van 'n disipel se lewe. En dat Jesus gesê het dat hy net doen wat hy die Vader sien doen en net sê wat hy die Vader hoor sê. En dan sê hy ook in Johannes 5 vers 19 tot 20, daai selfde gedeelte, dat die Vader het die Seun lief en wys vir hom alles wat hy doen. So daar is 'n absolute intieme bewussyn van die Vader se voortdurende teenwoordigheid, van interaksie tussen Vader en Seun, van die Seun wat voortdurend bewus is van waarmee die Vader besig is, wat voortdurend luister na wat die Vader sê. Dis deel van sy totale lewe. En dit is waaroor dit hier gaan. Dat gebed nie net gebed is wanneer ons stil raak, ons oë toemaak en bid in die oggend of in die aand nie. Dit word 'n manier van lewe, van interaksie, van gesprek, van kommunikasie met God. En julle sal weet hoe maklik dit gebeur dat ons lewe in hierdie wêreld net oorgeneem word deur alles wat gedoen moet word, deur 'n besige program, deur hardloop van een ding na die ander, dat jy sukkel om deur jou dag te kom, veral ouers met kinders op skool, wat vir die kinders ook nog moet help om by hulle programme uit te kom. En die kinders word deesdae op skool oorlaai met goeders. En dit raak regtig net 'n gehol van een punt na die ander. En hoe kan 'n mens in dit alles dan nou nog bewus bly van God? Dis baie keer asof God van daai gehardloop en geharrewar geen deel is nie. Dat baie mense maar tevrede is. Ag, dis alright, ek weet, ek gaan Sondag kerk toe, ek lees daarom so vinnig my Bybel, ek is miskien by 'n selgroep ingeskakel, ek doen die basiese, en ek weet ek gaan eendag hemel toe. Maar is dit regtig wat God vir ons in gedagte gehad het en bedoel het? As jy regtig vir Jesus as herder volg, die Here jou herder is, dan sê Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Nou, jy wil amper vra, hoe is dit moontlik dat 'n mens in so 'n lewe kan sê, jy kom niks kort nie? Want die lewens wat baie mense leef, is juis 'n gejaag en 'n gehardloop om alles te bekom wat hulle kort kom. Maar dit gaan daaroor om te ontdek wie jy regtig is, wie God regtig is. En om in hierdie verhouding te begin leef, waar jy jou oë en ore voortdurend op God gerig hou. Nou, om ons hiermee te help, maak ons gebruik van die riglyne en die raad van 'n persoon bekend as Brother Lawrence. Nou, hy het ook eeue terug al gelewe, was 'n kok in 'n klooster, iemand wat nie akademies intellektueel vreeslik begaafd was nie, want hy wou graag 'n priester word, maar hy kon nie, hy was nie skerp genoeg daarvoor nie, soos ons vandag sê. Daarom het hy 'n kok geword. Maar hy het vir God baie intiem leer ken en geleer wat dit is om regtig in die teenwoordigheid van God te lewe. En hy het daaroor begin praat en dit so uitgeleef dat mense agtergekom het dat daar 'n ongelooflike wysheid in hierdie man is. En dat dit later so geword het dat selfs die abt van die klooster vir hom raad gevra het. En van sy gedagtes en dinge mettertyd neergeskryf is en vandag vir ons behoue gebly het in 'n boekie genaamd Practicing the Presence of God. En jy kan gerus die boekie in die hande probeer kry, maar ek gebruik heelwat van die riglyne wat uit die boekie kom in hierdie sessie. Nou, Brother Lawrence sê dan ook, die heel belangrikste beginsel van die geestelike lewe van 'n kind van God is om voortdurend genot te vind in die geselskap met God, in 'n verhouding met hom, om voortdurend bewus te bly van sy teenwoordigheid en voortdurend met hom te praat en interaksie te hê, vir hom vrae te vra, na hom te luister, om deel te maak van jou dag, dat dit so normaal word soos asemhaal,
So hy sê ons moet gedurig met hom in gesprek bly. Sommer spontaan, nie met gememoriseerde gebede nie, maar spontaan met dit wat op die oomblik op ons pad kom, waarmee ons besig is, dat ons met God daaroor praat. En dan sê hy moet ons leer om alles wat ons so besorg maak en swaarmoedig maak en negatief maak, te probeer vermy, dit uit ons gedagtes te kry. Dis 'n ongeordende gees en om by God rigting en leiding ook daaroor te kry. God wil juis dat ons op 'n rustige, kalm wyse luisterend sal leef, om by hom te hoor, hoe om alles in ons lewe te hanteer. God het nie gekom om net vir ons die hemel as 'n prys te gee aan die einde van ons lewe nie. Hy het gekom om deel van ons lewe te wees, om juis hierdie lewe vir ons, in hierdie lewe, vir ons 'n metgesel te wees, wat vir ons leer hoe om dinge op ons daaglikse pad te hanteer op 'n manier wat sy naam verheerlik. En dan is dit vir my baie treffend, dan sê Brother Lawrence, dan ons moet leer om van tyd tot tyd so deur die dag, net vir 'n paar oomblikke tot stilstand te kom, ons gedagtes op God te rig, en hom vanuit die diepte van ons harte net te loof en te prys en te dank vir wie hy is. Om te erken as deel van ons lewe. En jy weet, hy sê, jy moet dit selfs doen as jy met jou stiltyd besig is, dalk soms net stop, raak bewus van met wie jy besig is. Dan kom uit jou hart uit. Jy sien, dit gaan oor 'n egte bewuswording van God, en die bewuswording van sy teenwoordigheid as 'n werklikheid in jou lewe. So hy sê, dit alles moet ons met 'n leer om in aanbidding te leef, met die bewussyn dat God die mees onafhanklike wese persoon is wat daar is, en ons die mees afhanklike. Sonder hom kan ons niks doen nie, soos Jesus gesê het. En dat dit 'n werklikheid, 'n deel van jou lewe word, om sonder hom niks te doen nie. En dan sê hy, moet ons ook gereeld nadink oor watter deugde ons die meeste nodig het, en watter versoekings vir ons die ergste is in die lewe. Om dit ook na God toe te bring, en voor hom te bring, en met hom te praat daaroor, en te weet, dit is hy wat ook daarmee vir ons kan help, en vir ons kan toerus, en kan gee wat ons regtig nodig het. Nou, om so lewe aan te leer, is natuurlik nie, kom nie maklik nie. Dit is vir niemand van ons, sommer net, jy weet, lees hierdie sessie, en doen dit nie. Want die lewe daar buite is soms maar rof, en ons is in patrone, ons is vasgeval in gewoontes. Daarom sal wat ons in hierdie sessie en die volgende paar sessies deel, dat iets wees wat jy bewustelik moet inoefen. Dit gaan nie net van self gebeur nie. As dit jou hart raak, as jy voel, maar jy wil graag hierin groei, jy wil graag meer hiervan leer ken, neem vir jouself besluite, en ek gee hier 'n paar praktiese hulpmiddels wat jy kan 'n deel van jou lewenswyse maak, om jou hieraan te herinner, sodat jy voortdurend jou gedagtes kan terugbring na hiernatoe. Want ek dink jy sal self verstaan, as God op hierdie manier werklik deel van jou lewe word, kan dit soveel dinge dramaties verander rondom jou manier van lewe, jou ervaring van die lewe, hoe jy mense sien, hoe jy jouself sien, hoe jy probleme hanteer, hoe jy moeilikhede aanpak, alles word daardeur geraak. En dit is wat op God se hart vir ons is. Nie dat hy net 'n prys is aan die einde van ons reis nie, wat vir ons een of ander utopiese wêreld aanbied nie, maar 'n werklike, praktiese teenwoordigheid van hom as persoon, waar hy vir ons 'n God is, en ons vir hom kinders is, wat hom in alles ken wat ons doen. Ek hoop regtig dat hierdie sessie vir jou nader sal bring na so lewe. Dankie dat jy weer saam geluister het.